Maar als daar nou nog die ding is waaroor ek nou vandaan bly is, is laat ons met die trein gekom het. Want so 'n klompie jare gelede het daar 'n vreeslike snaakse ding gebeur met 'n ou wat nou met die trein juis hier na die Transvaal toe gekom het. Maar hy het nou sy dinge lyk my half 'n bietjie te mekaar gehad. En hy was nou nie seker op watter trein hy moet wees nie. Maar hulle lei hom vir hom daar op die Kaapse stasie af. Nou het hy hierdie ou army-jas van hom het hy nou lekker styf toegeknoop. Dit is mos nou half kouerig daai kant. En hy het nou een van hierdie draadmandjies wat 'n man destyds gekry het. En nou daar so 'n bietjie karkmelk beskuit en 'n fles koffie en 'n bietjie gekerfde biltong en so 'n bietjie vrugte. En toe hy nou sy gitaar. Een van hierdie ou cheap gitare, die hang nou hier agter oor sy rug met die stukkie masjientou nou so vasgemaak. Nou hy stap sommer direk daar na die eerste kaartjie kantoor toe en hy sê ek wil op hierdie trein wil ek vanaand klim. Hulle sê nee meneer. Nee, jy's heel de mekaar. Op hierdie trein kan jy nie klim nie want kyk, dis die blou trein. Kyk, hy stop nou net Beaufort Wes en dan dink ek hardloop hy maar sommer reg deur. Ja, hy gaan nie net stop hier. Die ou sê nee meneer, dit kan ek moet op Mykiesfontein afklim. Die mense wag vir my op Mykiesfontein en ek het vir hulle gesê die treine wil ek deesdae almal dieselfde, daai bloue wat daar deurkom, hy is die trein wat my sal aflei. Nee meneer sê ons kan jou nie help nie. Jy kan nie op die blou, daai ding se vensters kan nie eens afdraai nie. Hy het mos nou lugversorging. Hy sê maak nie saak wat hy in het nie. Ek sê nou vir jou meneer, ek ry vanaand op hierdie trein huis toe wat hulle wag vir my op Mykiesfontein. En so het hy nou aangepikkel tot daar nou 'n ou verbygestap kom. Maar dis net so 'n blok van 'n mens. Hy het net so 'n paar muscles op hom en hy nou die T-shirtjie wat so styf is met die velke net wat so afgestryk is voor hom. Die ou hoor die gerede kabel, hy sê vir die jong, hy sê vir hom wil jy op die trein gewees? Hy sê ja meneer, hierdie man hier is in die boks, hy sê vir my ek kan nie op die trein wil klim en die mense wag vir my. Ek het gesê die bloue kom deur daar, so ek slop hom en hy sê toe maar nie hoor nie. Kom klim jy daar voor by my in die engine. Hy sê en dan meneer, hy sê moenie hoor nie, ons vir jou daar Mykiesfontein se stasie sal ons vir jou wel aflei. En soos hulle nou hier soos deur die klein stasietjies pikkel nou so woester en klapmits en daai plekke. Toe sê hy kyk, daar is net een manier. Die trein stop hier, daar is nou net een manier ons vir jou kan aflei en dit is om vir jou nou op die perron neer te sit. Maar nou sommer so in die ry. En ons sal vir jou nou hier agter aan die koller vashou. Hy sê maar terwyl ons nou die klein stasietjies gaan wil ek nou net ons moet so op daai net so 'n bietjie oefening kom. En as ek nou vir jou hier deur die venster hang, dan wil ek nou hê jy moet so lank begin draf. Jy moet opreg. Kyk, jy moet nou reg, dit is nou soos 'n fan like later, maar moenie daaroor nie. Jy sorg nou net dat jy loskom. Kyk, 'n man kan nie die nyspoed gou op sien, dis moeilikheid. Hy sê nie maar dis gaaf. Nou dan hom so hier aan die koller beet so die eerste klein stasietjies, nou die perrontjies is mos maar kort. Dit is nie lank perron nie. Nou as hy hom daarom so neersit so hier op die perron dan wil hy nou so val maar die ou jaap hom daarin weer reg want kyk hy het hom ons nou hier agter beet. Nou lei hom net elke keer weer in die engine. Maar toe hulle nou Mykiesfontein se liggies deur in die verte sien. Toe is hulle nou al lekker geolie. Kyk hy weet nou net hoe sy asemhaling is reg. Sy skoene is vasgemaak. Hy het nou daai draadmandjie met die beskuit in die biltong en al daai goedjies het hy nou in die hand. En hy het nou sy soetkuisie in die hand. En hulle het hom agter in die koller beet en toe hy nou so 'n paar 100 meter nou so van die perron af is. Toe sê die masjinis vir hom terwyl hy hom nou so uithang met die paar muscles wat net so staan. Toe sê hy vir hom, "Oké, jy kan maar nou begin warm maak." Nou het hy maar net so 'n ligte draffie gevat. Kyk, is ja, stagie. Kyk, die stasie lê mos dan nog ver. Nou het hy nou die ligte draffie gevat, net laat hy daar nou so kan gewoond raak aan die wind en die dinge wat so van voor af kom. En toe hy nou daarom nou lekker op styl is, sê ou jy beter nou oor se tweede keer toe want hierdie stasie perron kom nou nader. En toe die perron so nader skuif, toe is sy bene net so 'n blur. Dis al wat jy sien. En dit is nou wragtig netjies 'n landing want hy sit vir hom nou net so waar die perron begin hier op hierdie fyn gravel. En daar sit hy vir hom. En toe hy vir hom so neersit toe maak hy tekkie so ching sy airplane se wiele. Hy skop sulke rook uit. En die rook die warrel nog so vir agteraf en die mannetjie
die sien hulle nie, maar hy sal die ding rook, hy sal die pyp rook, hy gaan nie val nie, want die man het hom nou so agter die kolle, en toe hy nou, sien maar, nee wag, hy het nou dieselfde spoed as wat die trein is, toe los hy hom nou so ligtig so met die hand, en hy gee hom net so 'n ligtige klapjie onder die gat, net so om goodbye te sê. En nou net dat hy die voel die arm is nou los, nou ja, nou is dit begin brieke uitsit. En hy hardloop daai nou sy gitaar en sy. die gitaar is nou nog hier agterop, en ja, dit is nou juist wat hy dan toe vir airbrakes gebruik, jy weet, hy maak die spul nou oop. Jong, en toe hy so vastrap, toe is dit net merke op hierdie stuk perron. En dis boekwinkel, en stasiemeester, en so Wat so verby hom flits nou. Die vlug die hele wêreld vol, dit kom net as ek 'n blur so by. En net voor hy daar by die perron sal afkom, en sy spoed nou so gebreek, dat hy dan nou weet, hy sal nou dan sy mense kan sien, dit het hy ook so met die verbygaan gesien. Net laat hy so afsluit, toe hang die gaartjie hier agter uit hierdie trein net, en hy tel hom so agter aan die kollar op, en hy tel hom so binne in die gaar, en hy sê, mag toch op Pelly amper mis ek die trein.